Wie is 'n God soos ons God? En ons sal die naam groot maak. Ons sal die naam van Jesus Christus uitlig en oplig. Ons sal dit uitskreeu, Here, daar's geen redding buiten Christus Jesus nie. En hierdie God van die heelal wil ons vanmôre loof, prys, eer. Ons wil U aanbid, ons wil U naam groot maak. Here, met ons laaste asem sal ons die Here loof. Sal ons U prys, sal ons U eer, sal ons U aanbid, want U alleen is God lofwaardig. En ons gee aan U vanmôre al die lof, die eer, die aanbidding. Heilige Vader, ek bid, seën U woord vanmôre, dat hy val sal vir elke oor, elke hart. Hierdie woord val vandag op vrugbare grond, want die vrug gaan opskiet van die Heilige Gees, die krag, die vuur, die passie, die ywer, die heerlikheid van die Here sal oor sy kinders neerdal. En ons gee aan U Vader al die lof, al die eer, al die aanbidding daarvoor in die goddelike naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil hê julle moet net so staan. Kry ding in my gees. Vir die volgende 5 weke gaan ons net hierdie liedjie sing. Hierdie program. Verstaan gou wat ek wil sê. As jy sê dit is boring, verstaan ek nie, het jy God vanmôre ontmoet. As jy hom nie ontmoet het nie, dan is dit boring. Maar wat ek wil doen, ouens, Pieter, julle, Karel, ek wil hê ons moet hierdie hele program vir die volgende week sing tot by Pinkster. Tot Pinkster klaar is. Ons gaan hierdie ding vat na hoogtepunt toe. Want my teaching, my lering gaan nou in die volgende 4 weke. Wie is die Heilige Gees? Wat doen die Heilige Gees? Ouens, as ons nie die Gees het nie, is ons bankrot. Alright, so vanmôre gaan ek daaroor praat, maar die volheid van die Heilige Gees moet jou hoogste prioriteit word. Ons gaan dit nie sonder hom maak in hierdie wêreld. Dankie, ek applous julle. Well done vanmôre. Baie dankie. Glory. Super opgewonde. Want ons dien 'n super goeie God. O, heerlikheid, die almes word altyd al hoe minder. Ek gaan vanmôre 'n baie ongewone ding doen. Vergewe my. Jy sien, nou doen ek vanmôre alles anders daarop. Ek wil vir ons kykers baie welkom sê, maar ek wil ook vanmôre 'n beroep op die lig doen. Ouens, julle ken my. Ons gaan vir ons 7de jaar, genade. Maar vanmôre wil ek vra. Ons wil 'n nuwe kamera insit. Ons is besig met nuwe klank. Ons het dit klaar gedoen. Ons wil graag 'n nuwe kamera insit. Daar is ouens wat sê die beeld is nie goed nie. Ek het my eerste R5,000 offer gekry, aanbod gekry. Ons kamera gaan ons so in die omgewing van 26,000 kos. Ek weet ons lewe in moeilike tye, maar weet julle wat? Kom ons gaan vorentoe. Kom ons bly by. En kom ons dra uit. So enige iemand wat voel om vir ons by te dra vir ons kamera, baie dankie, kerkbesonderhede is daar. Soek dit nie in my persoonlike rekeningnommer nie, hy is nie daar nie. So, dit gaan kerk toe. So as die Heilige Gees op jou hart lê, asseblief, help ons ook daarin, baie dankie. Nou onmiddellik gaan ons na die woord toe. Die gebeure, oorlog, wipplank, karf, die kanaal van die water en die olie en goed, dit bly 'n groot storie. Noord-Korea begin al hoe meer op die voorgrond kom. Rusland begin dreig. Rusland het gister groot moeilikheid gekry. Een van hulle grootste olieopslaas opgeblaas. China is besig om te dreig. Engeland is besig om te val. Baie interessant, al hierdie goed is besig om by mekaar te kom. Die grootte wat ons nou nogal mis, baie sterk besig om op die voorgrond te kom, een wêreld godsdiens. Dit kom nou baie sterk vorentoe. Die paus promote dit, die moslems promote dit ook, en
onthou, die grootste aanval gaan vanuit hulle strukture na ons toe kom. Die moslimwêreld, die geweld brei geweldig uit. Die beste nuus vir die Afrikaners, Rolf Meyer is die ambassadeur in Amerika. Een van die grootste skurke ooit. Sorry, hy het ons gedrop in die ou era. Ek weet waaragtig nie wat is die Ramaphosa se plan met daai ou saam nie, maar goed. Malema se dinge baie interessant. Altyd meer mond as ander goed. En daar's 'n ding besig om te broei. Onthou, as hy uitgeskei word, Natal, Zuma, vry kwaai, hy soek. Ouens, moenie te gerus wees nie. Wees net wakker oor hierdie goed. Brandstofpryse klink nogal vir my na 'n redelike gemors wat besig is om te kom. Die oliesak, maar ons prys bly opgaan. En dan 'n ander laaste ding wat ek wil noem, ek dink daar's nou 11 van die grootste, slimste kernwapen wetenskaplikes doodgeskiet. Hulle is uitgehaal. So, hulle praat van die aliens. Hulle wil ons waarsku van die wegraping. Nou moenie in die aliens glo nie, maar glo in die wegraping. Okay. Alright, ek praat vanmôre oor geen brood in die huis van brood nie. Prioriteit van God se teenwoordigheid in die kerk het verlore gegaan. Het ons beleef vanmôre. Ouens, as jy nie het nie, is jou prioriteit nie reg nie. God se heerlikheid, God moet opdaag, God se heiligheid, sy heerlikheid moet intrek, dan weet ons, God is in die huis. Alright. Ons is soos 'n oop bakkery wat oop is, maar ons het nie brood nie. Ons is nie geïnteresseerd om die brood te gaan verkoop nie. Christus gaan vertel ons nog dat hy doop, dat hy red, dat hy genees, dat hy doop in die Heilige Gees. Nee, ons doen dit nie. Hoekom nie? Dis hoekom die wêreld lyk soos die wêreld lyk. Want die brood wat in die huis is nie in die huis nie. Okay. Ons het van klets en kuier begin hou rondom die leë broodbakke. Ek wonder of ons ooit weet of God hier is. En weet hy wat ons doen? Is hy hier? Jy gaan nie vir hom antwoord nie. Ek kan nie. Is ons te besig om denkbeeldige krummels op die matte op te tel? Die tragedie bly, van my lewe se dae, Pinksterdae. Die Heilige Gees was altyd in beheer. Die Heilige Gees het altyd beweeg. Ons praat almal van toe. En toe raak ons tevrede om die krummels van toe van die matte af op te tel. En ons dink God is okay. En dis nie hy nie. Hy's 'n God van oorvloed. Hy's 'n God van seëninge. Ek praat hierdie week met 'n paar predikers, groot dankbaarheid. Ons het 'n paar besoekende predikers hierso, Pinksterweek. En uit almal se mond kom hierdie woord. Ons het nie meer Pinkster pastore in die kerke nie. Professor Jan Hatting kom Sondagoggend vir ons afsluit. Dit is so bevoorreg om hom hier te hê. En toe ek met hom praat, hy sê vir my, Eben, is daar ooit 6 Pinksterpastore oor? En my hart krimp in mekaar. Ons is dan Pinkster. Maar weet julle wat? Ons het begin krummeltjies soek. En daarom vra ek, is God hier? Het jy hom beleef? Het jy hom ervaar in hierdie môre? Johannes 12 kom, hy sê vers 12,
Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. My vraag vanmôre, weet ons ooit hy's in die dorp? Is ons bewus hy's in die dorp? Is hy in ons dorp? Is hy in ons stede? Nee, hy is nie. Hoekom? Want ons wil krummels hê, ons wil nie die volheid hê nie. Ons wil nie die brood hê nie, ons wil die krummels hê, want ons wil lewe op die roem van die verlede. Dan gaan hy na die volgende vers toe. En Jesus het 'n jong esel gevind, daarop gaan sit, soos geskrywe is: Moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk jou koning kom, en hy sit op die vel van 'n esel. Wie wat sien hulle? 'n donkie. As Jesus op 'n wit Arabiese perd gekom het, sou hulle hom herken het. Maar hulle herken hom nie. Ja, buitekant herken hulle hom, maar binne in die kerk herken hulle hom nie. Dis soos die priesters, die skrifgeleerdes. Hulle hou die verbondsark agter die gordyn, dat niemand kan sien die heiligheid van God nie. En ons dink hy's binne in die kerk. Hy's eerder buite die kerk. Want ons wil krummels hê, en God sê, ek wil vir jou die lewende brood gee. Jy sien, hulle mis hom. En nog erger, die skrifgeleerdes sit binnekant die kerk, en die waarheid gaan by hulle ook verby. Ek en jy sit vanmôre binne in die kerk. Gaan die waarheid by jou verby? Weet jy wat? Jesus gaan homself nie in jou en in my openbaar, as ek en jy nie honger is vir hom nie. Hy gaan nie. Hy stel nie belang nie. Dis logika. Dis totaal wat hy nie sal doen nie. En nog erger, die binneste klomp loop hom mis, terwyl die buitekantste klomp hom kry. Kerk is in 'n toestand. Die kerk is in 'n baie groot toestand. As dalk meer van hom in die kroeg as in die kerke. Dis dalk waar hy is. Dis dalk waar hy hulle roep. Dis dalk waar sy gees pleit. Dis dalk waar hy hulle wil losmaak. Dis dalk waar hy hulle wil red. Jy sien, die brood is skaars in tye van hongersnood. Kom ons gaan gou na Rut toe. Rut vers 1. En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. En daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. Okay? En die naam van die man was Elimelech. En die naam van sy vrou Naomi. En die naam van sy 2 seuns Maglon en Gilion. Efratite uit Bethlehem, Juda. En hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi het gesterwe, maar sy met haar 2 seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem, die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut. En hulle daarom 10 jaar gebly. Hier kom die kern. Toe Maglon en Gilion albei sterwe, en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man oorbly, met ander woorde 'n weduwee met haar 2 skoondogters, ons ken die verhaal. Hoor, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee. Bethlehem in Hebreëus beteken brood. Toe daar brood opgeraak, toe trek hulle. Weet julle wat gebeur in die kerkwêreld?
die pastoor nie mooi preek nie, dan trek hulle, want ek like nie wat hy sê nie. Ek soek mooi woorde, ek soek gesis te word, dan praat jy mos totaal teen die Bybel. Dis nie wat die woord sê nie. God sê jy moet die waarheid vat, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die brood, ons moet honger na hom. So wat my poging gaan wees in die volgende paar weke, is om julle so honger te maak vir Christus, dat jy voel, jy gaan sterwe. Dat jy voel, jy gaan dit nie maak nie, want hier waar ek vanmôre staan, gaan ek dit nie maak, as die Heilige Gees nie totaal in my lewe oorneem nie. En ons moet by dit kom. Hoekom het hulle die huis van brood verlaat? Want daar was nie brood in die huis nie. Jy sien, dis eenvoudig hoekom mense die kerke verlaat. Daar's nie brood nie. Die toonbrode in die tempel was 'n bewys van God se teenwoordigheid. Die Hebreëus sê God se teenwoordigheid, die brood simboliseer God se gesig is in die huis. Dis waar ons moet kom. Ons moet nou 'n bietjie klaar kry met kerkspeel. Ek wil huis toe gaan vir Flats. Magdag. Ons kan nie meer kry was dood nie. OK, en ek kan ook nie meer sambok slaan nie. Ek dink ek doen dit nou al lankal nie meer nie. Ek pleit en ek pleit weer vanmôre. Naomi en haar gesin het gedoen wat hedendaagse kerkmense baie in gemeen het. Hulle het daardie plek verlaat op soek en toe kom hulle agter. Oeps, dis net krummels. Kom huis toe. Dis my pleidooi. Kom huis toe, na die huis van brood. Kom daar waar God jou wil hê en waar God jou kan gebruik. Ons probleem, ons is tevrede met krummels. Jy sien, valslik adverteer kerke en hulle hou vertonings. Onthou ek het julle laasweek gesê van die ouens wat die beeld van Jesus aan die kruis het en hy hang in die voorportaal van 'n Pinksterkerk. En ons voeter so terug na die Rooms-Katolieke toe. Die kerke het vertonings. Hulle doen alles om die kerke vol te kry. Foefies. Groot lawaai. Maar as die werklike honger kom, soek ons die krummels van God se besoeke van verlede tye. Ons is tevrede. Ouens, die kerk is so bankrot. Ons is tevrede met krummels en met vals profete. En weet julle die grootste vals profeet hierdie week gesien opstaan? Ek is al baie gebel. Nooi hierdie ou. Nee, my gees voel nie ek moet hom nooi nie. Okkie Verhoey het hierdie week weer eens gecompromise, toe hy 2 lesbiens getrou het. En hy vou hulle toe in die Charlie. En ek sê, o God, waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig? Hy het sy vreeslike wonderlike getuienis van hy kom uit 'n tronk uit. En hy het hierdie geweldige ding wat God vir hom doen, maar hy compromise. En hulle hardloop agter hom aan. Hy is daarom oulik, weet jy. Daai 2 vrouens wat daar staan en hulle omhels mekaar en dit is so 'n intieme oomblik en hy sit daai Jerusalem Charlie so om hulle om homself. Vra Here, help ons, wees ons asseblief om hemelsnaam net genadig. 2 Korintiërs 3 kom, hy sê vers 12. Terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Hoor net wat skryf hy. OK, gaan net gou vir my terug. Terwyl ons sodanig gehoop het, gebruik ons vrymoedigheid. Vrymoedigheid om wat te doen? God se teenwoordigheid in te kom, want hy sê in vers 13, nie soos Moses nie,
wat 'n bedekking voor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat vergaan nie. Maar, hoor wat sê, hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Waar kan die Here Jesus sy heerlikheid inkom, as ons wil krummels van die vloer aftel? Ons wil nie die brood hê nie. Ek dink hy sê hy is die brood van die lewe, wat my Bybel my leer. Maar Here, ons wil nie die brood hê nie, ons wil die krummels hê. Want weet jy, my oupa Grootjie was hier die groot evangelis. Jy dink jy gaan hemel toe op grond daarvan? Sorry, jy gaan nie. Jy moet in 'n verhouding met hom kom. Jy moet in 'n verhouding met hom staan. Jy moet begeer om daardie brood van die lewe elke dag te kan eet, totdat jy versadig is, en jy gaan nooit versadig word nie. Jy gaan nie. Ons is te vas in tradisie en godsdiens. Dis 'n groot krisis vir die wêreld, vir die kerk. Ons kamoufleer ons leegheid met voorgee, met pretent, met shows. Dit mag vanmôre vir God nodig wees om die sluier van jou vlees en my vlees te deurboor, om ons stikkend te maak, dat ons gaan begin luister, dat hy sal breek soos hy Jesus moes breek vir ons sonde. En as God daar kom, wat doen die kerk? Wil hom nie meer dien nie. Hy's 'n harde God. Het jy die guts vanmôre om vir hom te vra, kom deurboor my vlees, soos Christus deurboor was? Sien jy kans vir dit? Jy sien, die probleem is trots. Ons wys met trots waar God was, en dan beskerm ons tradisies. En dit terwyl ons die sigbare heerlikheid van Christus, die Seun van God, totaal ontken. Hoeveel kerke sit vanmôre vol tradisionele godsdienstige mense? God haat godsdiens. Want die godsdiens het Christus gekruisig. Nou kry ons 'n nuwe leerstelling, en woeps, hier gaan ons alweer. En dan sê 'n ander ou met 'n nuwe leerstelling, en woeps, die Here Jesus sê, bly soos 'n kind glo. Bly by die waarheid. Bly by die kern. Waar's ons tale? Waar's ons profesie? Waar's die gawes? Waar's die gawes? Het ons te oud geword? Het ons die innings oorgegee? Dis baie ou mense se storie. Ek het my innings gehad. Dan moet jy baie vinnig ergens vir God vra, dat hy jou voorstel aan Moses. Want op 80 toe sê God, nou gaan jy begin werk met jy. Hou op met jou verskonings. Kry klaar om verskonings te soek. Jy sien, die godsdiens gees wil hê ons moet God in 'n kassie toegesluit hou. Maar 'n man en 'n vrou met 'n ondervinding kom doen wat hierdie ou daar in Johannes 9 vers 25 doen. En hy antwoord en sê, of hy 'n sondaar is, Christus, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien. Hy maak 'n blinde ou gesond. En hier kom die kerk, die fariseërs, die skrifgeleerdes, hulle sê, vertel ons, wie's dit wat hierdie dinge gedoen het? En weet jy, hy sê, ek weet nie. Ek weet nie. En dan kom hulle bietjie verder en sê hulle, maar hy's 'n sondige mens. En dan kom hy sê, of hy 'n sondaar is, weet ek nie, maar ek weet een ding, ek was blind, nou sien ek. Ek vra jou vanmôre wat in die kerk sit, sien jy? Is jy blind? Is jy steeds blind? Is jy steeds blind vir die Heilige Gees? Is jy steeds blind vir die heerlikheid van God wat hy aan jou en aan my wil begin openbaar in hierdie laaste dae?
As ons mense in God se geopenbaarde waarheid kan inlei, sal alle vals teologiese kaarte in mekaar val. Tozer skryf 'n baie groot ding, ek lees gou vir u. Waar is die vrees vir God heen? Mense voel nie God se teenwoordigheid aan in ons byeenkomste nie, want dit is net nie genoegsaam aanwesig om aan ons standaarde te voldoen nie. Dis skerry. Ag, weet jy, die diens was vanmôre oukei, maar jy was totaal afwesig. Jy was dalk in die kerk, maar God was nie naby jou nie, want jy het hom nie toegelaat om naby jou te wees nie. Hy sê, wanneer mense slegs 'n klein aanraking van God kry, saam met baie dinge wat nie God is nie, ent dit hulle in teen die werklike ding. Wanneer hulle eenmaal geënt is deur 'n krummel van God se teenwoordigheid en ons sê God is werklik hier, sê hulle, nee, ek was daar en ek het dit gedoen. Jy sien waar kom die ek in? Jy sien waar kom die trots? Waar kom die hoogmoed in? Ek het daar die TM gekoop en hom nie gekry nie. Dit het regtig nie vir my genoeg. Daar was werklik nie vir my genoeg van hom nie. Daar was geen ervaring deur hom te ontmoet op die Damaskuspad nie. Daar was geen onbetwisbare, oorweldigende gewaarwording van sy gemanifesteerde teenwoordigheid nie. En so sit ons in die kerk en ons lewer kritiek. En wie wat God werk nie, soos ek wil hy moet werk nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, hy gaan nie. Hy's God. Hy maak dit reël. Hy's die een wat in totale beheer is. Die probleem vandag, ons kom na die huis van brood, maar daar's te veel van die mens en te min van God. Waar begin dit? Waar begin die heerlikheid? Kyk bietjie wat sê in Esegiel 47 vers 1. Daarna het God my teruggebring na die ingang van die huis. Waar was die brood? In die huis. Hy het my teruggebring na die ingang van die huis en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit na die ooste toe. Want die voorkant van die huis was na die ooste toe en die waters het weggevloei onder die regtersymuur van die huis uit, suid van die altaar. Hy het my teruggebring. En wat gebeur? Die heerlikheid van God het hom oorweldig. Ek het soos 'n dooie by sy voete geval. Ons hier in die kerk staan en sê, kyk ouens, kom ons gaan gou saam bid. Dan maak ons die oë toe. Hoekom? Hou dit oop. Kyk vir die heerlikheid. Respek, nee man. Ons het dan nie eens respek as ons koppe buig voor God nie. Ons kan skaars die knieë buig. Die rugge is so krom en hard, ons wil nie buig nie. Dis die tragedie van ons tyd. Vat my gou weer terug na Rit 1 vers 6 asseblief. Sy het haar gereed gemaak met haar skoondagter en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee deur hulle brood te gee. Dat 'n gerug uitgegaan. God is in die huis. Dra jy vanmôre 'n berig uit, 'n gerug? Vertel jy, daar's 'n God waar ons by mekaar kom. As hy nie hier is nie, is dit nie sy skuld nie. Dis joune. Dis myne. Dis ons eie skuld. Hierdie is die inligtingswingerdstok wat deur die dorpe, die stede sy plek moet kry. Is die wingerdstok van die hongeriges. En die nuus sal breek wanneer die Heilige Gees toegelaat word om deur jou en my te werk. Dan
sal God sy brood teruggee. Sy lewende brood. Sy lewegewende brood. Dan sal hy dit vir ons teruggee. Jy sien, ons ignoreer opdrag wat Jesus vir ons gegee het. Hy wat soek. Ja, en dis nie my bloody werk, die pastoor se werk. Ons het hierdie Pinkster ding begin, ons het hierdie opleiding begin. Ek vra julle almal vanmôre, almal, die ouens op die lug ook, doen om hemelsnaam hierdie kursus saam met ons. Ons gaan nou deurwerk deur wie's die Heilige Gees, die persoon. Julle ons probleem vanmôre. Julle sit almal hier, julle ken my. Weet jy nou julle ken my nie? Soos julle Ramaphosa ken, ons ken hom. Jy ken hom nie. So sit ons hier, ons sê ons ken God. Ken jy hom? Ken jy hom regtig? Het jy werklik 'n lewende verhouding met hom? Is hy 'n Sondag God vir jou? Is hy die God wat net hier 'n Sondag, wel, daai ou vertel my van hom. En die res? Ek wil regtig vanmôre, ek wil pleit. Doen hierdie kursus tot en met. Weet julle wat se tragedie? Weet julle wat se tragedie? Nou kom Pinkstertyd. En nou wil ons in die week van Pinkster hê God met sy gees uitgiet. Sien julle die krummels? Ek sal gaan tot by Pinkster, Here, dan sal ek weer die volheid van die Heilige Gees wil hê. Maar nou die ander 360 dae tussenin. Ag Here, ek wil nie die volheid van die Gees hê nie. Gee my krummels. Jy klap God. Jy verneder die Here. Die God van oorvloed. Die God van seëninge. Hy sê, soek, jy sal vind. Klop. Dit sal oopgemaak word, maar jy weet wat, ons klop nie meer nie. Want ons vingertjies word te seer om te klop. Ons knieë word te seer om te klop. Ons rugge word te seer om te lê voor God, want ons klop nie meer nie. Ons dring nie meer aan nie. Ek sal u nie los totdat u my antwoord nie. Hy soek dit. Maar hy wil kyk hoe ernstig is ons. En dan die maklikste een van die drie. Julle het nie. Want julle vra nie. Ja, maar is nie vir my nie. Moenie vir die leen luister nie. Dis vir almal. Ons sit gister Vrydag met 'n ou. Gelukkig ken niemand hom. Hy's Alzheimer's. Hy's 67. 'n verskriklike verlede. Skrikkelik. En hy sit nou op 'n plek. Hy het 'n paar jaar gelede die Here vir hom die hemel gewys. Hy was dood. En hy het tot bekering gekom. Maar in hierdie siekte toestand van hom nou, sit hy hier en hy huil, hy sê, ek vloek God. Maar ek vloek hom nie. Met my mond nie. In my gedagtes. Ek sê, weet jy wat, dis die duiwel. Dank die Here, jy spreek dit nie uit nie. Maar ons kan julle verkyk, kan julle verstaan vanmôre, as die duiwel daai beheer vat, en jy los hom, dan is die Gees van God mos nie in beheer van jou lewe nie. Ons is tevrede met die krummels. 1 Korintiërs 14, vers 25. So kom die geheime van sy hart in die lig, en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid, verkondig, dat God werklik onder julle is. Wat gebeur? Dan kom ons by mekaar, die teenwoordigheid is hier, dan gaan ons worship, ons kom in aanbidding, ons kom in kontak, en dan staan iemand op, hulle bring 'n woord, hulle gee 'n woord, hulle taal, hulle het 'n uitleg, hulle gee 'n profesie, die woord sê, die geheime van jou hart, kom na vore, en hy val op sy aangesig, en hy sê, ja, waarlik die Here is in hierdie plek. Dis waar ons moet kom. Maar ons is bang, hy gaan ons geheime van die hart uitbring. God doen dit nie. Die Gees van God oortuig jou. Alright? Dan is daar Matteus
23, vers 12 en 13. Wie homself verhoog sal verneder word, wie homself verneder sal verhoog word. Maar wie julle skrifgeleerdes, fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense. Julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan. Hoekom nie? Want dis die slim ouens wat op die kansel staan. Ad Boshoff is een, skus, ek noem name. Hy het nou redag gesê, ek's belangriker as Jesus. Ek is in teendeel God. En hy het 'n klomp skape, wat sê, yes indeed, your lordship. Hoekom? Want ons ken nie die woord nie, ons ken nie die God van die woord nie, ons staan nie in 'n verhouding met die Heilige Gees nie. Dis die tragedie. Die byprodukte van die brood in die huis, daar gebeur twee dinge wanneer die brood van God sy teenwoordigheid in die kerk herstel word. Onthou net, Naomi was 'n verlore persoon wat die huis van brood verlaat het, toe die tafel leeg geraak het. Tog toe sy hoor, dat God weer brood na Bethlehem teruggebring het sy vinnig teruggekom. Jy sien, honger dryf jou. Julle sien wat doen hulle nou laatlik op die straat, op die paaie. Ek weet nie hoe nie, die groot lorries. Hulle val nie om nie. Hulle word net geplunder. Hulle het nou weer klomp hoenders, duisende hoenders gesteel. As daar 'n lorry is, en hy het 'n papwiel, dan plunder hulle die lorry. Honger doen dit aan mense. Maar die belangrikste honger wat ek en jy vanmôre moet hê, is geestelike honger. Weet julle wat, die kerk het nie, want ons wil die krummeltjies hê. En God sit in die hemel en hy huil. Hy sê, hoe kan julle op krummels wil lewe, as ek vir julle die oorvloed gee? Hoe kan julle tevrede wees met krummels, terwyl ek die brood het? Jy sien, die verlore mense sal teruggeloop kom van Moab na Bethlehem, as hulle weet, daar's brood in die huis. En weet julle wat, hulle gaan nie alleen kom nie. Naomi het teruggekom na haar huis van brood, vergesel van Rut, wat nog nooit voorheen daar was nie. Die ongereddes sal kom, die gevolg daarvan was dat Rut deel geword het. Hoor dit, kyk God se afspraak. Rut is deel van die messiaanse afkoms. Sy was totaal ongered. Maar Naomi nooi haar en sy sê, kom na die huis van brood. En God het 'n plan met Rut en uit haar lyn uit kom die Messias. Hulle sit buitekant die kerk, maar hulle gaan hom kry. Ons sit binne in die kerk. Pas op, ons mis hom nie. Pas op, ons mis hom nie, ouens. Rut het deel geword van die messiaanse stamboom van Jesus, toe sy met Boas getroud is, en vir hom 'n seun gegee het, Obed in die wêreld. Hy was die vader van Isaai, die vader van, liewe vader, Dawid. Maar sy was buitekant, sy was honger. Naomi sê, kom Rut, ek vat jou na die huis van brood toe, en God het hierdie hele plan klaar uitgewerk gehad. En hier kom Rut en sy ontmoet die Here Jesus Christus, die toekomstige koningskap wag op haar aangespoorde aksies. Jy sien, herlewing soos ons dit nou ken, is in werklikheid nie herlewing nie, is herwinning. Die kerk moet herleef. Ons moet herwin. Ons moet kry wat ons verloor het. Ons moet die Heilige Gees terugkry in ons lewens. Ons moet die krummels verruil vir 'n brood. Ons moet honger genoeg wees vir die brood. En daarom glo ek, die volgende golf van ware herlewing sal golwe van ongekende mense na die ongekerstede mense na die huis van brood bring. Mense wat nog nooit deur die deur van 'n kerk ingekom het nie. Wanneer hulle hoor daar's werklik brood in die huis, sal hulle deur die deure begin instroom na die oond van God se brood toe. En sê, hierdie is wat ek my lewe lank soek. Maar ons is te gemaklik. Ons lewe op die krummeltjies. Fyn, ek is mos darm 'n kind van God. En hy kan darm baie bly wees. Hy het my in sy kerk.
God kan dan baie bly wees, ek dien hom. Tjoh, jy verstaan niks van genade nie. Niks. Ek sluit af. Wat het met die brood gebeur? Daar te veel byprodukte gekom. My ouma het brood gebak. En ek vrek nog oor daai brood. En mense dink ek is koekoes. Sy het haar suurdeegplantjie gehad. En dan sê 'n blik kondensmelk ingegooi. My magtig, daar's nie 'n lekkerder brood nie. Maar ons het byprodukte begin bygooi. Jy het suurdeeg ingegooi, dalk kondensmelk ingegooi, en jy het gedink, miskien moet ek sommer 'n bietjie rooi peper ingooi en weet julle wat het ons begin doen? Daai brood kom 'n flop uit. En jou geloof in God word 'n flop, want jy water dit af. Jy sit te veel byprodukte. Daar's net een weg, een waarheid. Net een. Daar's net een brood van die lewe. Jou byprodukte is die ek, is die eie ek, is die grootheid in jouself, en daar's te veel foefies en te veel dinge wat ons alles wil fake. Ek kan nou vir julle sê, as professor Jan Hatting die Sondagoggend hier is, en ons het 'n smokescreen hier, en disco ligte, sal hy ons vloek. Ek ken hom so. As jy vloek, is 'n godsman van formaat. Maar jy sien die kerk, ons wil alles fake. Ons het bymiddels. Dit word 'n namaaksel van wie God werklik is. My laaste skrif wat ek aanhaal vanmôre is Matteus 11 vers 12. Maar van die dag van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. Nou gaan ons nie net meer klop en vra nie. Here, ons is desperaat. Die wêreld is besig om te vervul. Die wêreld is besig om te jaag na sy einde toe. Die wegraping is op hande. Ek is nou desperaat. Ek gaan u koninkryk bestorm. Ek gaan nie ophou klop nie. Ek gaan nie ophou vra nie. Ek gaan nie ophou roep nie. Ek gaan nie, Here, totdat u my hoor. As jy daai gesindheid het, like God jou oor 100. Bestormers, dis sy woord, bestorm my koninkryk. Hoekom? Ek wil sien hoe honger en dors jy is. En as jy daai alles oorheersende honger en dors het, sal God jou eer. Dis sy eie woord. Wie my soek, sal my vind. Maar wie my soek met sy hele hart. Nie met krummels nie. Wie die brood van die lewe soek, sal my vind. Ouens, ons kan nie van 'n seisoen lewe en wag vir Pinksterdag en 'n uitstorting van die Heilige Gees nie. Wat maak jy dan met die Heilige Gees? Ek het die Heilige Gees gekry. Ek is in tale, ek praat in tale, en die volgende 300 jaar doen jy zilch. God gee nie lucky packets nie. God is 'n ernstige God, en hy's in 'n besigheid om siele te wen. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, dankie. Dankie vir die woord, dankie vir u woord wat waarheid is. U woord skerper as enige tweesnydende swaard. Skeiding maak tussen siel, gees, murg, been. Ek bid vanmôre dat u woord diep sal sny, diep sal val en blywend sal vrugte bring. Ek pleit vanmôre vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat ons sal vir u sê, Here, ek is nou siek en sat van krummels. Ek soek die brood. Ek soek
Christus Jesus en sy volheid. Ek soek die volheid van die Heilige Gees. Here, my werk hier vanmôre, ek kan vir mense bid. Paulus sê ons het vir hulle gebid. Petrus het vir hulle gebid. Hande opgelê, hulle is vervul met die Heilige Gees. Maar my pleidooi is vanmôre is laat ons sal gaan binnekamer toe gaan en vir God sê, hoekom wil ek die Gees hê? Wat moet ek met hom doen? As die Heilige Gees dormant in my lewe lê, beteken dit niks. Dan kan ons maar die krummeltjies bly oplek. Maar ons vergeet, waar die krummels op die mat lê, loop almal oor dit. Waar die brood van God in die huis is, regeer die God van die heelal in ons harte. Ek smeek u vanmôre, maak dit lewendig in ons gees. Dat ons in hierdie laaste dae, en hier's niks vrees by dit nie. Die wêreld kan vergaan, dis fyn. Ons het nie vrees nie. Ons weet wie se beheer. Hierdie boodskap gaan vanmôre oor die redding van siele. Dalk ernstiger in ons kringe is daar dalk net 'n rit wat totaal nie die Here ken nie. Maar God is so uniek dat koning Dawid uit haar uit voortkom. Here, mag u Gees ons wakker skud. Mag hierdie bewuswording van u Heilige Gees al hoe meer intenser vir ons word. Want ons het nie meer tyd nie. Ons het nie meer tyd vir mekaar nie. Ons het nie meer tyd by die werk nie. Ons het nie meer tyd om iets te doen nie. En dan het ons ook nie tyd vir God nie. Dis die tragedie. Ons is net te besig. Vergewe ons asseblief dit. Ons bely dit. Ek bely dit vir ons almal. Vergewe ons. Laat ons ons tyd uitkoop. En dat ons die dringendheid van die volheid van die Heilige Gees opnuut sal ervaar. En u sal soek, Here, totdat u antwoord. Ek dank u vir dit in die goddelike naam van Jesus. Ek bid, Heilige Gees, beseël hierdie boodskap, beseël elke hart, laat die vyand niks steel nie. Ons dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ouens, ek is super opgewonde vir wat die Here gaan doen. En is ons van die lig af.